welkom by ons nuwe Jy realiteitsreeks in samewerking met Slender Wonder vir 'n mooier, gelukkiger en gesonder jy. Ek is Vanessa Skuman van Volgoed Media en sal hierdie reeks saam met ons span spesialiste, dokters en borge aanbied. Ons doel is om gewone vroue van binne en buite mooi te maak. In vandag se program kuier die vroue by Dr. Anton Groothuis en sy span van I Love My Smile. Hulle sal vir die vroue advies gee oor mondhygiëne en die JB make-up team sal vir ons wys hoe om die regte lipstifie te kies vir 'n pragtige glimlag. En as jy wonder of floss 'n mors van tyd is, bly ingeskakel. Môre Priscilla, hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Sit gerus. Dankie. Baie geluk. Ek hoor jy was die wenner van ons rehabilitasie vir die geneesprogram. Baie geluk. Dis wonderlik. Ons gaan dit vir jou baie mooi maak. En ons gaan net gou deur 'n paar goedjies gaan net vir jou mooi verduidelik hoe dit alles werk. En dan gaan ons begin. Baie dankie vir die geleentheid. Ek is beskiklik opgewonde. Nou gaan ek ook 'n mooi glimlag. Goed, so wat ons hier gedoen het, ons het net 'n paar van jou fotootjies geneem. Dit was van jou vooraffoto's. So jy kan sien daar's regtig spasies daarso en natuurlik die verkleurde tandjies, die tandjies wat geroteer is, die tande wat afgewerk is en so waar afgesluit is. En al daai klas van goed. So al wat ons gaan doen is ons gaan daai tande vir jou baie mooi opvul dat ons 'n baie mooi vlak het, dat die tande mooi die kontour van jou onderlip volg. Okay. En natuurlik die kleur van jou tande ook. Waar jou tande op hierdie stadium baie mooi geel is. Gaan ons probeer om dit witter te maak en ons kyk baie keer na die wit van jou oog. As jy na die wit van jou oog kyk, dan gee dit vir ons 'n goeie aanduiding van wat se tandkleur ons vir jou moet gee. Okay. So ons het maar net al hierdie foto's gebruik om ons beplanninge goed te doen. So daar gaan jy ook weer eens sien net die tande is baie ongelyk. Die tande is daar's tande agter wat weg is wat ons wil opvul en natuurlik het jou byt ook 'n bietjie toe gegaan. So omdat jou byt toe gegaan het, gaan ons jou byt 'n bietjie oopmaak. Maar dit gaan beteken as ons klaar is met die behandeling, gaan dit jou tande te lank voel. Okay. So as jy jou mond toemaak, gaan dit voel of jou tande raak voor hulle moet raak. Dis net 'n bietjie tyd om dit gewoon te raak. So as jy dit eers mooi gewoond geraak het, dan gaan jy baie gemaklik wegstaan. So ons gaan daai byt 'n bietjie oopmaak. Omdat ons die byt oopmaak, maak ons natuurlik die ondertande 'n bietjie langer, maak die botande 'n bietjie langer en dan einde van die dag ons baie mooi kry. Okay. Jy reg? Ja, ek is reg.
vassuig aan die agterkant. Sit hy. Hey. Wil jy nou graag sien? Goed, so ons is nou klaar met al die krone wat ons vandag gedoen het. So die belangrikste is nou net om soos gesê vir jy stadig alles net eet, drink stadig en wag net dat ek wil my moet. Kyk, jy graag sien lyk. Asseblief. Toe, kom ons kyk. Fantasties. Baie dankie. Dit lyk so skrikkelik mooi. Nog nooit so mooi spaar gehad. Ja, jy kan nou sien jou lippe goed trek 'n bietjie snaaks nog net verdoring op die oomblik. So maar dit gaan alles baie mooi normaliseer. Ja. Baie dankie dokter. Baie dankie. Ek waardeer dit skrikkelik baie. Ek sal sien. Kan ek net sien hoe jy lyk? Ooh, jou glimlag lyk pragtig, Priscilla. Dit lyk baie mooi. Kom staan hier tussen my en Anton. Sjoe. So Anton, wat het jy vandag gedoen vir Priscilla? Goed, so ons het vir Priscilla ons porselein krone gemaak. So dis 'n doppie wat bo oor die tand pas. So ons het die tand voorberei en daai porselein doppie bo oor die tand gesit. Okay. Om die vorm van die tand te verander en die posisie en die lengte en alles van die tand te verander. So die voordeel van die porselein is jy kan dit hanteer soos jou natuurlike tand. Jy kan alles eet wat jy natuurlik sou eet, jy kan dit skoonmaak soos jy natuurlik sou skoonmaak. So dis ek lekker van die porselein. Dis lekker sterk, dis baie weerstandig teen vlekke en sulke klas van goed. So dis net soos jou normale glasuur op jou tande. Okay. So behalwe in die begin wat jy dit net nou moet leer ken en wat dit natuurlik vreemd is en lank gaan voel aanvanklik in sulke klas van goed, wat jy dit hanteer net soos jou natuurlike tande hanteer. Okay. Hoe voel jy? Ek is verskriklik opgewonde. My mond voel so wonderlik want my tande was al so deurgebyt en skeef gebyt en elke keer as ek so voel, dan kan jy voel hoe glad is dit al en nou voel dit so nou nie stel. Dit voel net nie. Ek is verskriklik opgewonde. Baie dankie. Priscilla, ons gaan nou vir jou wys watter kleur lipstifie die beste by jou velkleur en haarkleur en jou nuwe glimlag pas. So stap saam met ons. Baie dankie. Die eerste stap wanneer ons lipstick doen, is altyd om die lipomliner heel eerste te doen. So, ons gaan haar lippe nou bietjie voller maak, bietjie bo die liplyn trek, bietjie onder die liplyn, en dan gaan ons hom mooi eweredig maak en dan vul ons die kleur in die middel in. So, en dan sal julle sien, soos wat die kleur bykom, verhelder dit die gesig en dit gee 'n baie mooi effek waar die oë en die lippe bypassend is. Goed, so bietjie bo die liplyn. Die punt ook van lipomliner is om te voorkom dat die lipstick hardloop en daarom doen ons altyd eers die lipomliner en dan sit ons die lipstick, vul ons die lipstick aan die binnekant in. Nou Priscilla is 'n herfs, haar ondertoon is warm. So dit beteken ook sy moet dan 'n lipstick met 'n warm ondertoon dra en hoe mens kyk ook vir iemand wat 'n warm ondertoon het. Mens kyk gewoonlik na oogkleur en haarkleur. So ons kan sien dat haar hare effens 'n rooi skynsel in het en dat haar oë effens groen is. En gewoonlik iemand met 'n warm ondertoon het daai tipe gelaat. So as ons praat van 'n ondertoon is dit wat onder jou vel is en 'n overtone of die velkleur bo-oor is die kleur van haar vel. So wanneer jy praat van velkleur, jy kan sien dat sy 'n klein bietjie, sy's 'n warm ondertoon en haar velkleur het 'n klein bietjie geel in, maar omdat die haarkleur meer rooi is en die oog groen, beteken dit sy is warm en dit lei ons dan na die ondertoon van herfs toe. So dan gebruik ons warm lipsticks, ondertone met warm lipsticks en ook wat pas by die oogskadu's. Glimlag en dan sien jy sommer ook dit bring 'n bietjie kleur op die gesig ook by. Maak ook seker dat jou blosser en jou oogskadu altyd min of meer in dieselfde kleure is. Soos jy sal sien hier 'n bietjie rooi in met 'n bietjie van 'n goue ondertoon om mooi by die warm ondertoon te pas. So maak seker dit pas vir jou oogskadu en jou blosser.
Dokter. Hi there, everyone. Today we're diving into a topic that might make some of us squirm a little bit. Flossing, but fear not, because we're about to uncover the secrets to a healthy smile and sparkling dental hygiene. So, how often should you floss? Drum roll, please. That's right, just once a day can make a world of difference in keeping your pearly whites in tip-top shape. Our teeth have 5 sides, and brushing alone can't reach all of them. That's where flossing comes in. It helps remove food particles in plaque from those hard-to-reach areas between our teeth and along the gum line. And don't forget to floss both sides, every tooth, including the back ones. And here's a little tip, make flossing more enjoyable. Try different types of floss to find the one that works best for you. Whether you prefer traditional floss, floss picks, or water flossers, the important thing is to find a method that you'll stick with. The interdental brushes your oral hygienist will give you advice on correct size to use, as they come in many sizes. A healthy smile starts with daily flossing routines, so grab that floss, get to work, and keep on smiling bright. Here's to a happy flossing and even happier smile. The Slender Wonder Protein Shake is a complete meal replacement that contains high-quality protein substrates to improve both your protein synthesis and your overall health. Our new formula includes revolutionary nutritional ingredients to help reduce your body fat while maintaining lean muscle tissue. Available in delicious flavors such as caramel, chocolate, cookies and cream, red velvet, pina colada, and more, the shake can be mixed with water or skimmed milk. It keeps your blood sugar levels constant, balances calcium, and helps maintain healthy insulin levels. Enjoy! Hoi. Hoi. Gedankie met jou. Baie goed, dankie. Welkom en baie dankie. Dit is altyd lekker om julle te besoek. Wonderlik, kom ons gemaak hy Baie van jou dankie. pragtig. Dankie. Okay, so wat ek wil hê jy met jou hele mond oor hierdie masjien sit. Okay. Daar's hy. Ek gaan 'n bietjie terug vir my, dan kan jy so groefie voel. Maak toe jou mondjie baas uit met die masjien voel jy. Okay. So wat ek gaan doen, kan jy van uitkom. Dan kan jy hier by my kom staan. So hier is jou little skedel, sien nou, so hier is jou nipple. So hierdie, wat jy hier sien, is jou sinus rotus, nee? Daar is jou neusgat. Wat jy hier, en hier kan ons nou sien, hoe lyk jou tande. So of daar been is, kyk of daar lekker been is vir dit. En so hier, as jy sien die baby, waar jy gewoonlik instap in jou baan, as jy hele gedeelte dood, dat is door sien jy weekie door. Okay, dis waar hy uitkom. En dan as jy aan die so draai, is daar hy. Hallo Annemarie, Hallo dokter. hoe gaan dit? Gedankie en self. Baie goed, dankie. Sit gerus. Baie dankie. Goed, so hoor jy's ook een van ons gelukkige wenners gewees vir Vanessa vir die Ek is inderdaad een van die gelukkige wenners. wonderlik. Baie bevoorreg. Dit lyk baie goed. Annemarie, wat ons gaan doen vandag is ons gaan basies jou tande opbou met herstellingsmateriaal. So waar dit anders is Priscilla's sin wat ons porselein gebruik ons net herstellingsmateriaal vir jou. So dit gaan nog steeds baie mooi lyk, dit gaan nog steeds 'n baie mooi prentjie gee. Die verskil is net in die materiale wat ons gebruik. Okay. Dit is 'n bietjie 'n lang prosedure wat ons gaan deurgaan. Ek gaan jou verdoof. Op enige stadium as jy ongemaklik is of as dit seer is of sensitief is, dit kan wees dat die tande baie keer ons doen 'n bietjie voorbereiding aan die tande. As dit sensitief is of wat ook al, die tandvleis of wat ook al, stop my net en dan maak ons 'n plan. Spuit ons 'n bietjie by. Okay. So jy kan sien jou tande is hier baie verkleur en die swart merkies tussenin, die geel wat nou intussen dan darm al 'n bietjie witter gemaak is, maar ons gaan in 'n groot mate gaan ons daai profiel van jou onderlip
vir ons hê jou tande vol. So jy kan sien hierdie tande is eintlik 'n bietjie kort en daai tande is 'n bietjie lank. Ja. So wat ons gaan doen is ons gaan daai tande 'n bietjie opskuif, ons gaan hierdie tande 'n bietjie afskuif dat ons 'n profiel het wat baie mooi jou onderlip volg. Okay. Okay. Klink interessant. Jy reg daarvoor. Ek is reg. So hy gaan 'n bietjie los wees in jou mond, nie nou net maar nie, ek moet net maar sê speel. Ek net laat kies af. Nee, dis net so iets net ding. Nou sê. Okay. Jy moet net nie roer. Nee, menslik nie. Goed dan, maar dis nou klaar vir vandag. So jy is welkom om die speel te kyk hoe dit lyk. Baie dankie dokter. Okay. Wat ons sien? Wow. Later on in the night, Is dit my mond? when the crowds have gone, Wow, baie dankie dokter. we could talk under Jy moon lyk pragtig. Baie hoor. baie till dankie. dawn. Ek kan ook sien hoe jy lyk. Och, dis pragtig. Och, jou mond ek so mooi. Baie dankie. Hoe voel jy? Man, ek baie excited. Dit is baie mooi. Ek kan nie, daar's nie woorde om te sê baie dankie dokter. Dat die baie ons nie woorde niks stom geslaan. Anton, wat het jy gedoen vandag? Vanessa, ons het wat ons doen porselein veneer gedoen. So porselein veneer is 'n dun laagie herstellingsmateriaal wat ons bo op die tande plak. So ons het daai tande gehou soos dit is. Ons het baie min net die tande skoon gemaak en toe het ons die veneer bo op gesit. So dit is basies 'n hars wat nou op jou tande is. Okay. So daai hars is gelukkig so dat as daar foutjies kom en veral met jou wat kners en wat ons noem wat broekseer, gaan daar waarskynlik stukkies afchip. Maar gelukkig is die hars van so 'n aard dat as daar 'n stukkie afchip kan ons dit nie herstel. Dit is baie maklik om te herstel. Die soortgelyk wat ons vandag gedoen het. Natuurlik is nie so groot en so lank nie, want as daar 'n stukkie chip, dan is dit net baie maklik om 'n stukkie reg te maak. Maar omdat jy kners doen, ons gaan vir jou bytplaatjie ook moet gee. Jy glad nou nie meer skaam te wees vir jou Glad glimlag. nie, jy moet leer om breed te smaal. Ja, en nou gaan ons kyk na lipstifie kleur wat by Annemarie se vel kleur en wat by haar nuwe glimlag gaan pas. So kom ons doen dit. Môre Annemarie, baie welkom hier by ons. My tande is nou oorgedoen deur I Love My Smile, een van ons borge en baie geluk ook om gekies te word as een van die finaliste. So dis met 'n groot plesier en opgewondenheid wat ons hierdie vir jou gee. So jy het donker hare en het nogal 'n redelike ligte vel. So die donker hare, die ligte vel staan baie mooi uit teen die donker hare en dit beteken omdat jou hare donkerder is, kan jy ook iets wat 'n bietjie 'n lipstick dra wat 'n bietjie van 'n cool ondertoon het. So Volgoed Media borg vir jou hierdie lip liner en hierdie lipkleur se naam is Burning Love. So ek gaan gou-gou jou so 'n bietjie hardloop deur 'n paar van die stappe. So wanneer ons kyk as geremeerde kunstenaars en installeerders na 'n lipkleur, moet dit gewoonlik werk by jou kleure eerstens, dan tweedens moet dit werk by jou velkleur. So jou ondertoon is cool omdat jy donker hare het en jou overtone of jou velkleur is dan soos ek gesê het, is redelik lig. So maar jou ondertoon is 'n bietjie blouerig. So dit beteken
dat jou lipsticks kan nooit te warm wees. Dit is 'n oranje of 'n rooi of so nie. Ja, so en hierdie kleur wat ons vir jou gekies het 'n bietjie pink in, maar tog 'n bietjie burgundy ook in. Hoe ligter jou lipkleur, hoe ligter vertoon jou oë en hoe donkerder jou lipkleur, hoe donkerder vertoon jou oë. So jy is dus 'n winter. Ek gaan nou jou lip liner vir jou aansit. Doen altyd eers die buitelyn en dit voorkom ook dat jou lipstick hardloop en dat hy in die hoeke in hardloop en dat hy oor die lyne gaan en dit verseker dat jou lipstick heeldag aan bly ook. So die triek eintlik is dat jy die lip liner doen en hom dan invul aan die binnekant. So dit maak regtig 'n groot verskil om jou lipstick heeldag te laat hou. Jy kan nogal 'n sterk buitelyn trek. Beteken nie dit gaan lyk asof jy 'n lipomliner met 'n lipstick aan het nie. Jy weet dit lyk of jou lipomliner donkerder is as jou lipstick nie. 'n Ander tip wat ook nogal belangrik is dat jy kan eintlik enige nude natuurlike kleur lip liner gebruik om as 'n onliner te gebruik. Kyk hierdie pragtige. Oh wow, dis baie mooi. Dit lyk pragtig. Maak maar altyd die tande bietjie skoon. Maar Dis hy. Baie dankie. So baie dankie vir jy het die lipstick baie geniet. Ag, gaan baie dankie vir die geskenk. En ek hoop ek kon jou mooi help met die applikasie daarvan ook. Want hy is jou eie lipstick aan sit jy hom soms so aan. Ja. Ek het hom nou maar net met die bordjie aansit, maar dit help ook dat jou lipstick bietjie langer hou as jy met 'n bordjie aansit. Okay, dis 'n goeie tip. Ons kan dan. What do you do when people criticize you? Maybe your mother-in-law criticized your parenting style, or maybe your husband told you that you are getting a bit chubby. We all get criticism, and it can cause our hearts to break into pieces, or it can make us stronger. It reminds me of the story of the donkey that fell into a well. The farmer thought it was too much trouble to save the donkey. In any case, the donkey was rather old and he had 3 others. He then called his friends to bring their shovels and cover the pit with soil. The donkey pleaded for his life in vain. The owner was determined to solve the problem and started dumping shovelfuls of soil into the well. But then the donkey came up with a very clever plan. As the ground fell on him, he simply shook it off and trampled it under his feet. The more dirt the men threw down the well, the more the donkey compressed it, and the higher he stood in the well, until he was later able to climb out on his own. We can learn a lot from this donkey about criticism. When people toss razor-sharp words at us, we have a choice. We can decide whether to hang our heads and disappear under the ground, or we can shake off the dirt and use the criticism to grow and become better people. After all, it is only when we re-evaluate our lives and decisions that we can make new decisions and grow. That is why I believe that criticism is very necessary. But don't let it get you down. Use it as a stepping stone, and also know when you can let it roll off your back.